Ons skriflesing kom uit Jesaja 53 en ek het seker dat ek gisteraand, dit was nou omtrent rondom 1 uur se kant gewees, dit groter gemaak het, maar vir een of ander rede het hy teruggegaan op hierdie klein formaat, so ek sê vir u baie jammer dat dit so klein is. Jesaja 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat gepla, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyding van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegt die regverdige baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met die magtiges sal hy buit verdeel. Omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ons fokusgedeelte is in vers 1, wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Die tema van ons boodskap, die Here openbaar aan ons die verlossing van sy seun, luister na hom. Die Here openbaar aan ons die verlossing van sy seun, luister na hom. Ons het in Jesaja 53 en in Psalm 22 seker die helderste uitbeelding van die kruisiging voordat dit plaasgevind het. Dawid en Jesaja kom skets dit vir ons so duidelik, maar wanneer ons dit duidelik sien, en vir ons is ons die voordeel dat ons terugkyk na Christus se kruisiging in baie meer helderheid en detail, omdat dit alreeds hierdie profesie vervul is, vind ons dan dit makliker om na ander Ou Testamentiese gedeeltes te gaan en ook daar Christus te kan raak sien. En so hierdie Jesaja 53 lyk soos wat een van die kommentaarskrywers gesê het, lyk asof dit geskryf is aan die voet van die kruis van Golgotha. So helder en duidelik word Christus se lyding en sy kruisiging, sy dood vir ons hier opgeteken. Dat 'n mens soms vergeet, wanneer 'n mens hierdie gedeelte lees, dat dit meer as 600 jaar voor die kruisiging geprofeteer is. En so ons gaan kyk na Jesaja 53 en dit sal onmoontlik wees om in detail daarna te gaan kyk, maar ons sal dan so net bo-oor vlieg oor hierdie gedeelte soos wat ons nou 'n voëlvlug het om te kyk na Jesaja 53 en te sien hoe God dit beskik het
Omdat ons in ons tyd mense kry, teoloë kry, wat so graag wil sê dat Jesus het in 'n tyd, 'n feestyd, en die feestyd was gewoonlik tye waar daar moeilikheid in Jerusalem was, en hy het nou tussen daardie mense, was hy nou ingebondel gewees, en hulle het net iemand gesoek om te neem en om te kruisig, om 'n voorbeeld van te maak, sodat die mense die res van die feestyd rustig kan wees, en hy het nou maar net per ongeluk, was hy op die verkeerde tyd, op die verkeerde plek. Teoloë wat sulke dinge sê. En so ons kry uit hierdie gedeelte meer as 600 jaar voor dit gebeur het, 'n baie gedetailleerde beskrywing van wat hier gebeur het. En in Dawid se geval, 1000 jaar voor Christus, die beskrywing van Psalm 22 oor die kruisiging. En daarom sien ons baie duidelik dat dit nie iets is wat maar per ongeluk gebeur het nie, maar ook dat Christus voor sy kruisiging oor en oor vir sy disippels dit gesê het, en ook vir die mense wat hom gevolg het en hulle gewaarsku het, dat hierdie tempel afgebreek sal word en hy dit in 3 dae weer sal opbou. Helder en duidelik is die profeseë vir ons gegee. Nou Jesaja se vraag, wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, is dan, wie het hierdie boodskap geglo? Wie het hierdie boodskap van versoening geglo? En as ons kyk na die lewe en profeseë van Jesaja, dan sien ons, die Here het hom geroep en vir hom vooraf al reeds gesê dat hy gaan preek en mense gaan nie luister nie. So dit is maar net deel eintlik van hierdie bediening van Jesaja, dat hy 'n bediening gehad het van mense wat eenvoudig nie geluister het nie. Maar nogtans moes hy gaan en preek, en 'n soortgelyke roeping is gegee aan ander profete, maar 2 te noem, Jeremia en Esegiel. Die Here sê, ek stuur julle en die mense sal nie luister nie. En so het Jesaja dan, toe hy 'n jong profeet was en die Here hom geroep het, die baie bekende gedeelte van Jesaja, hoofstuk 6, het die Here dan vir hom gesê, hy gaan hom stuur, en hoe meer hy preek, hoe minder gaan mense luister. Hoe meer verhard gaan hulle word. En dan hoofstuk 7 sien ons 20 jaar in die toekoms. Hoe weet ons dit? Want dit was in die sterfjaar van koning Usia, wat hoofstuk 6 vir ons opgeteken is. En dan in die tydperk van koning Agas, wat die kleinseun was. Intussen was koning Jotam, het hy geregeer vir 16 jaar, maar dan sê dit in die 20ste jaar, op 'n stadium in een van die historiese boeke van die Bybel, die 20ste jaar van koning Jotam, wat sê dat hy 16 jaar alleen geregeer het, en dat hy 4 jaar saam met sy seun Agas geregeer het, en hier kom die profeet na Agas toe, Jesaja hoofstuk 7, en hy maak dit dan duidelik, of dit is vir ons duidelik, dat Jotam, sy pa, nie meer geleef het nie. Dit moes dan 20 jaar in die toekoms gewees het. So hoe het die verharding in Israel nou gevorder? Dit het so gevorder dat hulle afgode diens gehad het, en toe hulle in die moeilikheid kom, die Assiriërs omring hulle, Agas se lewe hang in 'n draadjie. En Jesaja stap in en hy sê, ek het vir jou goeie nuus. Die Here wil ter wille van Dawid, wil hy jou nageslag bewaar. En dan sê Agas, nie in soveel woorde nie, maar as jy tussen die lyne lees, en jy kom agter wat die historiese boeke vir ons sê, soos Konings en Kronieke, dan kom jy agter, hy het alliansies gehad, en sy alliansies was hy verseker sou tot sy hulp kom. En daarom het hy aan Jesaja gesê, baie dankie, maar nee dankie. En toe sê Jesaja vir hom, maar dan sal die Here self vir jou 'n teken gee. En dis waar ons die maagdelike geboorte, die profesie daarvan het. Oorspronklik in die Hebreëus, die naam kan gebruik word vir jongvrou en maagd, wat eintlik baie goed is vir die tweeledige
profesie of die tweeledige vervulling van hierdie profesie, iemand, 'n babietjie wat gebore sou word in die tyd van Jesaja en natuurlik Agas, en voordat die kind gespeen is, sal die twee konings waarvoor Agas bang is, dis naamlik Assirië en die koning van Israel van die noordelike ryk, sal daai bedreiging weg wees. En dit natuurlik kan nie uit 'n maagd gebore wees in daardie tyd nie. Dit was deur 'n jong vrou. Maar en speningstydperk is so tussen 4 en 6 jaar, totdat die kind kon self eet en self aantrek en al hierdie tipe van dinge doen. So die tydperk van 4 na 6 jaar sou daardie gevreesde konings geëlimineer wees, en Agas het nie nodig om bekommerd te wees nie, maar Agas stel nie belang om die Here te dien nie. Maar daar was meer aan hierdie profesie toe, en die mense het dit geweet. Want dan kom ons by die ander hoofstukke, wat vir ons sê, soos byvoorbeeld hoofstuk 9, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid, en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk, deur reg en geregtigheid, van nou af, tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. En hulle het een en een bymekaar gesit, dat Immanuel sal kom. En daarom was hierdie beeld van die jong vrou wat geboorte gee, 'n klein skadubeeld van die groter realiteit van die een wat uit 'n maagd gebore sou word, en dis Jesus Christus. En is interessant dat die mense wat die Septuagint vertaal het, dat so rondom 200-250 voor Christus, het daar 'n klomp Jode, omdat die Griekse taal so populêr was, besluit om die Hebreëse Ou Testament oor te vertaal in Grieks, want dit was die algemene taal van daardie tyd. En toe hulle dit oorvertaal, toe gebruik hulle nie die woord vir jong vrou nie, maar weliswaar die Griekse woord vir maagd, omdat hulle duidelik gesien het dat hierdie 'n toekomstige vervulling, 'n vervulling in die tydperk van Agas en Jesaja was, maar hierdie kind wat gebore is in daardie tyd, is nie God met ons nie, is nie sterke God, ewige Vader, vredevors nie. Daar is 'n verwagting van een wat sal kom, en hulle kies die Griekse woord maagd. En soosdoende sien ons, hulle verwagting van die komende Messias het hulle gelei in die regte vertaling van daardie woord. En nou beskryf Jesaja vir ons, want almal sit op die punt van hulle stoel, hulle wil weet, wie is die toekomstige vervulling van hierdie persoon wat sou kom? Wie is hierdie kind wat vir ons gebore sou word? En soos die tyd aanstap, Jesaja se profeseë was waarskynlik vir 'n tydperk van 40 of 50 jaar, so 20 jaar van hoofstuk 6 na hoofstuk 7, en die res van die tyd, die laaste 20 na 30 jaar van Jesaja se bediening, het hierdie mense gewonder, want nou is daar die vrees is klaar afgewend van die konings van Assirië en die koning van Israel wat Juda wou aanval. En nou is dit, maar wie is dan hierdie persoon, as dit 'n toekomstige vervulling is? En onthou, net soos wat die disippels, Jesus het sekere dinge gesê, wat vervul sal word by sy koms, en hulle wou dit net daar en dan weet, en hulle self gereed maak daarvoor, wat onnodig was, omdat sy koms nog so ver in die toekoms was. Maar die oomblik wanneer 'n mens 'n profesie hoor, dan dink jy, dit gaan in jou leeftyd vervul word. En dis waarom dit oor en oor die mense die fout maak om te sê, maar die einde van die wêreld is in ons tyd. Want kyk rondom jou,
En dan sê hulle hierdie en daardie, mense is geweldenaars en mense is afvallig en so aan. En so het die mense 200 jaar terug gesê, 400 jaar terug gesê, 1000 jaar terug gesê. En so hierdie mense wou weet, wie was dit? Wie is dit? Is dit dalk Agas se seun Hiskia? Is Hiskia dalk die vervulling van hierdie profesie? En is indrukwekkend om te dink dat so 'n groot gedeelte van Jesaja se profesieë handel oor die geskiedenis van Hiskia. Gaan kyk na enige van die ander profete en dan sal ons sien dat daar van verskeie aspekte gepraat word. Maar Jesaja is amper asof hy fokus op die lewe van koning Hiskia. Kon dit koning Hiskia wees? En dis duidelik dat koning Hiskia het baie foute gemaak. Kind van God, hy is lief vir die Here, maar sy voete het onder hom uitgeval en hy het gestruikel en dit het baie duidelik geword dat hy nie die een is wat gebore sou word en wat sterke God, ewige Vader sou wees nie. En so bou dit op totdat Jesaja vir ons begin beskryf die lydende diensknegt van die Here. En nou bou dit op en sien ons verskeie hoofstukke, veral hier in die einde van Jesaja, wat vir ons 'n aanduiding gee van die karakter van Christus, die een wat sal kom, vir hulle onbekend, vir ons alreeds bekend. En Jesaja 53 is onder hierdie lydensliedere van die diensknegt van die Here. Duidelik dat Hiskia nie hierdie lydende diensknegt was nie, want hierdie een wat hier uit Jesaja 53 van gepraat word, was omdat hy geen sonde gedoen het. Jesaja fokus zoom in op die sondes van Hiskia, sodat ons kan weet, Hiskia sondig, en die een wat geprofeteer is sonder sonde. Dit elimineer Hiskia as die vervulling van die profesie van 'n kind wat vir ons gebore is. Dit elimineer alle mense, die besonderse een wat sou kom, ons Here Jesus Christus, gebore uit 'n vrou, maar nie 'n aardse vader nie, is die enigste een wat hierdie profesie in vervulling kon bring en het dit in vervulling gebring. En so met dit in ons agterkop, in ons gedagtes, word hierdie profesie van Jesaja baie in die Nuwe Testament herhaal. Deur ons Here Jesus Christus self, Jesaja 53, en ook kry ons dan aanduidings van Jesaja se profesie en 'n aanduiding van Jesaja se profesie in die besonder van Jesaja 53. En hierdie Jesaja 53 vers 1 sien ons in die bediening van ons Here Jesus Christus. Johannes hoofstuk 12 vanaf vers 36. Solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en hy het weggegaan en vir hom vir hulle verberg. En alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie. Sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word, wat gesê het, Here, wie het ons prediking geglo? En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind en hulle harte verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met hulle hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. So wie het geglo? Want ons kan nou sê, ja, dit was so moeilik geweest vir die mense in die Ou Testament om te kon sien wie die Messias was. Dis die Heilige Gees wat ons verlig om Christus te kan insien. Abraham, die skrif sê, Christus self sê vir die Jode, dat Abraham
het verlang om my dag te sien, en hy het dit gesien en hy het hom verbly. Abraham het Christus duidelik gesien in die wyse waarop God met hom as Abraham gewandel het, en toe hy Isak moes neem en hom offer, en die Here ingryp, en hy sê dat hy die ram wat sy horings vasgehaak het, in die plek van Isak moes offer, en Abraham het Christus se dag gesien in sy geestesoog, gewerk deur die Heilige Gees. Hy het dit verstaan, en hy het geglimlag. Hy het hom verbly, toe hy sien in sy geestesoog die komende Messias. Dis in werklikheid onmoontlik om Christus raak te sien, in die Ou Testament of in die Nuwe Testament, as die Heilige Gees nie ons oë open nie. Ons kan nie deur menslike intellek hierdie dinge insien nie. Dis vir almal onmoontlik, en daarom word hierdie vraag gevra, wie is hierdie mense wat hierdie profeseë glo? Wie het ons woorde, dit wat aan ons verkondig is, wie het dit geglo? Aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Baie het dit verwerp, en Christus sê, dit is wat Jesaja gesê het. En so daar was 'n vervulling in Jesaja se tyd. Mense het dit in Jesaja se tyd nie geglo nie. Eerste vervulling, maar 'n verdere vervulling, en die groter vervulling is toe die Here self kom, mens word, en hulle glo dit nie. Dis die groter vervulling. En dit bly die realiteit ook in ons tyd. Baie mense hoor die boodskap van die evangelie, maar daar is bitter min wat dit aanneem. Paulus neem ook Jesaja 53 vers 1 en hy gebruik dit ook in sy brief aan die Romeine 10 vers 15 tot 18. En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Maar ek sê, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. Ook nadat die apostel Paulus gevange geneem is en na Rome gestuur is, het hy daar aangekom, en hy kon in sy eie gehuurde huis woon, en hy is dan aangehou deur Romeinse soldate, en omdat hy daar die vryheid gehad het, het hy al die vernaamste Joodse geestelike leiers van Rome genooi en geroep om aan te hoor in sy aanbieding van die evangelie, Handelinge 28 vers 16 tot 29. Maar die Jode het nie na die lering van Paulus geluister nie, en hulle het ongelowig van hom af weggestap. Vers 24 en verder van Handelinge 28 sê, en sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woorde gesê het, naamlik, tereg het die Heilige Gees deur Jesaja, die profeet tot ons vaders gespreek en gesê, gaan na hierdie volk en sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en ek hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hulle sal luister. En toe hy dit gesê het, het die Jode onder groot woordestryd met mekaar weggegaan. Ou Testament, Nuwe Testament, dit is in werklikheid onmoontlik om die evangelie te hoor en dit op ons eie menslike vermoë, menslike verstand te hoor en positief daarop te reageer.
Dit is nie binne in ons vermoë nie. Ons is geestelik dood, geestelik blind, en daarom roep dit vir die ingrype van God. En dit is wat ons sien wat in hierdie profesie in vervulling kom. Hulle het hulle Messias verag. Vers 2 en vers 3 van Jesaja 53. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Verwerping sal die deel wees van die Messias. Wanneer jy op straat was in Jerusalem, kon jy die onderskeid tref tussen die hoëpriester en tussen die Sadduseërs en die Fariseërs. Hulle almal het op 'n sekere manier aangetrek wat aandag getrek het. Aangetrek wat aandag getrek het. En Christus kom en hy word nie in 'n paleis gebore nie, word gebore in 'n normale Joodse huisgesin gebore, 4 broers en susters. Niemand sou weet nie, hulle sou verby hom stap sonder om te weet. En omdat hy nie soveel aardse, menslike heerlikheid gehad het, wat vertoon is deur sy kleredrag en deur die mense, sê byvoorbeeld wat sou soldate of mense wat hom, wagte wat hom beskerm het, of trompette wat geblaas sou word. Niks het die aandag daarop getrek dat hy die ewige seun van God is wat mens kom word het. En mense wil dit sien. En hulle het hom verag, want wie is hy nou? Is hy nie die seun van die timmerman nie? Hy was verag. Waar kom hy in al hierdie geleerdheid vandaan? Hy het tog nie onder ons rabbies gestudeer nie. Jy weet, hy het nie 'n doktersgraad nie. Christus het nie 'n doktersgraad nie. Ons kan nie na hom luister nie, want ons professore van die Joodse sinagoges en van die tempel, hulle is net baie slimmer. Maar wanneer hulle gekom het om Jesus vas te vra, kon hulle nie Jesus vasvra nie. Hy het oor en oor gewys dat hy wyser as hulle is. Maar tog het mense hom verag. Die meerderheid het hom verag. Omgedraai, weggeloop, kop geskit. Die Jode het nie 'n Messias verwag wat verwerp sou word nie. Hulle het gedink dat daar 'n Messias sou wees wat almal aangeneem het. Maar die teendeel is waar, en Johannes sê dit vir ons. Johannes 1 vers 11 tot 14. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene van die Vader, wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. So hy het heerlikheid gehad. Maar is nie die heerlikheid wat verwag is nie. En daarom het hulle dit nie aangeneem. Hy het gekom en mense het hom verag, want hulle het gedink, hy het geen heerlikheid gehad nie. Maar hulle het verkeerd gekyk, hulle is verblind vir die waarheid van God. Jesaja sê, hulle het hom nie geag nie, hy is verag. Johannes sê, hy het gekom, maar wanneer jy met die regte oë, die geestelike oë wat verhelder is, dan sou jy die heerlikheid van God sien. En daarom het die meerderheid hom verwerp, en die minderheid het dit aangeneem, nie uit die eie wil van die mens nie, maar kon dit aanneem, omdat hulle uit God gebore is.
So hoe glo ons? Ons glo omdat ons luister na die woord van God en weergebore word. Maar nie almal wat luister word weergebore nie. Wat is die verskil? Die verskil is God wat harte open, soos hy wil, en harte verhard, soos hy wil. So kind van God, waarom is jy vandag hier? Waarom kom jy om hulde te bring aan die verlosser wat God gestuur het? Ek en jy het net so min verdien om hierna te luister en dat dit ingang vind in ons harte. Ons is net so sondig. Ons verdien nie hierdie dinge om dit eers te hoor nie, wat te sê nog om dit te kan insien en te verstaan. En tog hier is ons. Ons glo dit. Ons omhels Christus en al sy weldade. Verstaan ons werklik hoe min mense dit insien en dit waardeer en 'n lewe van dankbaarheid leef? Verstaan ons werklik hoe klein is die hoeveelheid mense? As jy nou dink, toe ons kerk toe gery het, weer eens, mense doen allerhande dinge, en hulle lewe rig hulle in vir ander dinge, vir sport en plesier, en kerk is nie eens iets wat mense aan dink nie. En hier sit ek en jy, waarom het ons die begeerte om hier te wees? Want God het ons harte geopen. God het bemoeienis met my en jou om maak. Wie het hierdie woorde geglo? Dis die wat God gekies het om dit te openbaar. En ons is saam met 'n klein persentasie gelowiges reg oor die wêreld heen, wat dit die Here behaag het om hierdie waarhede te openbaar. En ten spyte van die feit dat die meerderheid mense hom verag, het hy nog steeds versoening kom bewerk. Vers 4 en 5, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En Jesaja fokus op ons. Hy sluit homself die heeltyd in as 'n medesondaar, assosieer met 'n sondige nasie. Want ons was net so verlore soos die mense rondom. Niks beter nie. Ons het elkeen gedwaal soos skape. Elkeen sy eie pad geloop. Ons is almal verdwaald gewees, maar ons het in verskillende rigtings verdwaal. Ons het in verskillende rigtings afgedwaal. En hy het ons uit verskillende rigtings gaan haal, terug na die herder toe. Hy het nie net gelei nie, maar hy het ook gesterf. Vers 8. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewenis. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Die loon van die sonde is die dood. Dit moes ons straf wees. Nie net die fisiese dood nie, maar ook die tweede dood, die hel. En Christus kom en hy dra hel aan die kruis vir ons en hy sterf. So vir die tweede en vir die eerste dood bring hy vir ons versoening. Daar kan nog baie gesê word, maar ek wil afsluit. Gelowige, hoeveel mense vandag vier Paasfees? Hoeveel families doen die moeite om hierdie naweek by mekaar te wees? En hoeveel reageer in die geloof op die boodskap van die goeie nuus? Daar's baie wat praat, baie wat sê, maar daar's min wat doen. En het jy jouself al die vraag afgevra, waarom is jy nie deel van die wat die boodskap verag nie? Want hulle is in die meerderheid, ver in die meerderheid. Waarom is jy die een wat die boodskap nie net met jou lippe roem nie, maar dit heelhartig aanneem?
En die antwoord is, dit is aan ons gegee om dit te glo. Dit is as 'n geskenk vir ons gegee om te glo. Dit wat ons onderskei van die wêreld daar buite is nie omdat ons beter is nie. Ons is net so sondig soos hulle, want Jesaja het gesê, ek is 'n man onrein van lippe en ek leef onder 'n volk wat onrein van lippe is. Hy erken dat hy self praat en dink oor God soos die wêreld rondom hom, maar God het hom geroep, God het hom verander. Ons is net so sondig soos die wêreld rondom ons. Maar vir een of ander rede wat vir ons onbekend is, het God by ons kom stil staan. En tog wil hy baie mense, wil hy nader aan homself trek. Daar's min wat glo, maar hy wil baie na hom toe trek. Wie is die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word deur sy kennis, sal my knegt die regverdige baie regverdig maak. Wie het dit geglo? Min. Wat sal die uiteinde daarvan wees? Baie sal glo. En so daarom, kind van God, moenie moed verloor nie. Dit is nog nie die einde nie. God is nog besig om te werk. En daardie mense vir wie jy bid, jou geliefdes, kollegas, bure, mense met wie jy skouers skuur, vir wie jy bid, Here, open hulle harte, dat hulle ook kan sien die wonders uit u woord. Dat hulle ook kan sien dat Christus hulle verlosser en saligmaker is. Wat is 'n ware geloof? Vra ons Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 21. 'n Ware geloof is nie alleen 'n vasstaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade, slegs op grond van die verdienste van Christus, vergewing van sondes en ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Nie net dat ons glo dat al hierdie dinge waar is, maar glo jy dat Christus se lyde, sy sterwe, sy opstanding uit die dood, nie net verander nie, maar ook vir jou bedoel is. Ek vra nie net of jy histories kan saamstem dat Christus 'n werklike persoon is, wat werklik geleef het, werklik gelei het, werklik uit die dood het opgestaan het nie. Die ware geloof is, glo jy dit vir die saligheid van jou siel. Want dit is wat ware geloof is. Dit is nie net verander nie, maar dit is ook vir my. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons dankie dat ons op hierdie oggend weer kon dink aan daardie sware lyding wat ons Here en Meester Jesus Christus deur sy hele lewe, maar in die besonder aan die kruis gelei het, om ter wille van ons sondes en ons oortredinge deurboor te word. En ons neem kennis van sy lewe deur die evangelies en hoe die profeseë in vervulling gekom het en hoe die hele Ou Testament heenwys, o Vader, na u seun. Dankie dat u ons oë open om dit te kan sien. En open ons harte dat ons heelhartig sal glo dat dit ook vir ons is wat hy dit gedoen het. Dat dit vir ons is wat hy daar gelei en gehang het. Dat dit vir my was, ja ook vir my. Geen verdienste van ons kant af nie, maar alleen uit u genade. Hoe kan ons genoegsaam u dankie sê? Help dat dit in ons lewe in dankbaarheid geopenbaar word deur 'n gehoorsame lewe aan u te leef. Ooreenkomstig u gebooie. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen uit u groot genade in Jesus naam. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.